Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 24ste Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofnuus vandag is: Suid-Afrika kan nie weer 'n Julie 2021 bekostig, volgens polisieminister Faris Jakalia nie. Jou volle storie is hier. Nog berigte: die Bella-wet bly steeds omstrede. Duisende stroom steeds na die VSA. Sokker wêreldbeker, Bafana moet 3 doele aanteken en wen teen Suid-Korea. Rassie het planne vir Springbok skramskakel. Waarnemende minister van polisie, Faris Jakalia, sê Suid-Afrika kan nie bekostig dat die land weer die verwoestende onrus van Julie 2021 beleef nie. Hy het die waarskuwing gemaak tydens 'n besoek aan die Wes-Kaap, waar hy die gereedheid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens vir die beplande landwyse betogings op 30 Junie beoordeel het. Jakalia het beklemtoon dat die grondwet elke Suid-Afrikaner die reg gee om vreedsaam te betoog, maar dat geweld, plundering, intimidasie en die neem van die reg in eie hande geensins geduld sal word nie. Hy het gesê die polisie sal ferm optree teen enige persoon of groep wat die wet sal oortree. Hy het verder gesê veiligheidsmagte is deeglik voorberei en dat operasionele planne reeds in al 9 provinsies in werking gestel is. Volgens hom sal polisielede proaktief ontplooi word om mense, ondernemings en kritieke infrastrukture te beskerm om te verseker dat Suid-Afrikaners hulle normale daglikse bedrywighede sonder vrees kan voortsit. Jakalia het ook gewaarsku teen opreiende boodskappe op sosiale media om self teen buitelanders of ander groepe op te tree. Hy het beklemtoon dat slegs wetstoepassingsowerhede die bevoegdheid het om die wet af te dwing en dat waaksaamheid nie 'n vigilante optrede mag ontaard nie. Die omstrede Bella-wet bly een van die mees besproke onderwyswette in Suid-Afrika. Die wet wat reeds sedert 24 Desember 2024 van krag is, bring ingrypende veranderinge aan die land se skoolstelsel en raak onder meer taalbeleid, toelatingsbeleid, graad R, tuisonderrig en die bevoegdhede van skoolbeheerliggame. Een van die grootste veranderinge is dat provinsiale hoofde van onderwys die finale sê kan hê oor 'n openbare skool se taal en toelatingsbeleid indien geskille ontstaan het. Voorstanders meen die wysiging sal help om diskriminasie te voorkom en meer leerders tot toegang tot skole te kan gee. Teenstanders voer egter aan dat dit die mag van skoolbeheerliggame sal beperk en die selfstandigheid van skole kan ondermyn. Die wet maak ook graad R 'n verpligte deel van basiese onderwys en stel strenger vereistes vir tuisonderrig. Daarbenewens bevat dit bepalings om skoolbestuur, die finansiële aanspreeklikheid en dissipline te versterk, terwyl die onnodige ontwrigting van onderwysaktiwiteite by skole 'n strafbare oortreding word. Die implementering van die Bella-wet het egter politieke spanning veroorsaak. Verskeie organisasies, onderwysgroepe en politieke partye het beswaar gemaak teen sekere bepalings, veral die wat taal en toelatingsbeleid geraak het. Al hoe meer Suid-Afrikaners, veral uit die landbousektor, verhuis na die Verenigde State waar hulle werk kry deur landbouwerkvisums en die Amerikaanse vlugtelingsprogram vir Afrikaners. Die tendens word deur sommige toegeskryf aan 'n kombinasie van ekonomiese geleenthede, beter verdienste en onsekerheid oor Suid-Afrika se politieke en ekonomiese toekoms. Volgens beskikbare gegevens het duisende Suid-Afrikaners reeds die afgelope 2 jaar na die VSA verhuis. Baie werk op Amerikaanse plase met H2A landbouvisums, terwyl ander aansoeke doen in vir hervestiging in gevolg die Amerikaanse program vir Afrikaners. Die Amerikaanse regering het onlangs self die maksimum aantal beskikbare plekke vir hierdie program verder verhoog. Verskeie Suid-Afrikaners wat hierdie skuif gemaak het, sê die moontlikheid van hoër salarisse, groter werksgeleenthede en beter langtermyn vooruitsigte vir hulle gesinne as belangrikste redes vir hulle besluite. Ander noem kommer oor misdaad, beleidsonsekerheid en ekonomiese klimaat as bydraende faktore. Die Suid-Afrikaanse regering verwerp egter die bewering dat daar sistematiese vervolging van Afrikaners of plaasgemeenskappe plaasvind. Die regeringsverteenwoordigers voer aan dat misdaad alle gemeenskappe raak en dat Amerikaanse vlugtelingsprogram op 'n omstrede interpretasie van hierdie situasie in Suid-Afrika gebaseer is. Daar is toenemende kommer dat al hoe meer studente hulle studiegeld en lewenskoste toelaas aan aanlyn dobbelary bestee, eerder as in studies oor basiese uitgawes. Volgens opvoedkundiges en finansiële kenners stel die maklike toegang tot aanlyn dobbelplatforms en aggressiewe bemarking jong mense aan 'n groot risiko bloot. Verskeie tersiêre instellings het aangedui dat sommige studente reeds vroeg in die akademiese jaar sonder geld sit nadat hulle toelaas op aanlyn dobbelary bestee is. Dit lei daartoe dat hulle sukkel om handboeke,
kos, vervoer en verblyf kan bekostig, wat uiteindelik hulle akademiese prestasie negatief beïnvloed het. Kenners waarsku dat dobbelverslawing onder jong volwassenes besig is om toe te neem. Hulle sê baie studente begin met klein wetenskappe in die hoop op vinnig geld te maak, maar beland later in ernstige skuld. Sommige leen selfs geld by familie, vriende of onwettige geldskieters om hulle verliese te probeer verhaal. Studenteorganisasies vra nou vir groter finansiële geletterdheid en bewusmaking veldtogte op kampusse om jong mense in te lig oor die gevare van dobbelverslawing. Die voortdurende konflik in verskeie dele van die wêreld en die stygende brandstofpryse plaas toenemende druk op Suid-Afrikaanse verbruikers. Ekonome sê die kombinasie van internasionale geopolitiese spanning, hoë oliepryse en die stygende lewenskoste het daartoe gelei dat verbruikersvertroue die afgelope maande merkbaar verswak het. Die onsekerheid in die Midde-Ooste en ander konflikgebiede het internasionale oliemarkte onbestendig gemaak. Wanneer die pryse van olie styg, word dit dikwels weerspieël in hoër brandstofpryse in Suid-Afrika. Dit verhoog weer die koste van vervoer, voedsel, elektrisiteit en talle ander noodsaaklike produkte. Volgens ekonomiese ontleeders raak huishoudings al hoe meer versigtiger met hulle besteding. Baie gesinne sny hulle luukse aankope terug en fokus eerder op noodsaaklike uitgawes soos kos, brandstof, mediese sorg en skooluitgawes. Dit plaas ook groot druk op kleinhandelaars wat 'n afname in verbruikersbesteding ervaar. Die gouverneur van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetla Ganyago, het beklemtoon dat die bank nie sy inflasieteikens sal verslap nie, ondanks toenemende druk weens hoër brandstofpryse en internasionale ekonomiese onsekerheid. Volgens hom bly prysstabiliteit die Reservebank se belangrike doelwit. Ganyago sê die Reservebank is daartoe verbind om inflasie na die teiken van 3% terug te bring. Hy meen 'n geloofwaardige en konsekwente monetêre beleid is noodsaaklik om inflasieverwagtinge laag te hou en die koopkrag van Suid-Afrikaners te beskerm. Hy het verduidelik dat die huidige druk op die inflasie grootlik veroorsaak word deur stygende internasionale oliepryse en die uitwerking van die konflik in die Midde-Ooste. Indien hierdie kostestygings na ander pryse en lone deurwerk, kan inflasie langer hoog bly wat uiteindelik ekonomie en verbruikers kan benadeel. Versekeringskenners waarsku dat baie Suid-Afrikaanse huiseienaars hulle eiendomme verminder as die werklike herbouware verseker het. Hierdie verskynsel, bekend as onderversekering, kan veroorsaak dat eienaars na brand, storm of ramp 'n groot deel van die herstelkostes self moet betaal. Volgens kenners is die grootste rede vir onderversekering die skerp stygings in boukostes, materiaalpryse en arbeidskostes. Baie huiseienaars pas nie hulle versekeringsdekking gereeld aan nie om hierdie stygende koste te weerspieël nie. As gevolg hiervan is die versekerde bedrag dikwels heelwat laer as wat werklik sou kos om hierdie huis te herbou. Versekeringsmaatskappye wys daarop dat onderversekering ernstige finansiële gevolge kan hê. Selfs wanneer die huis goedgekeur word, kan die uitbetaling verminder word indien die eiendom nie vir sy volle herbouware verseker was nie. Dit beteken die huiseienaar moet die tekort uit sy eie sak inbetaal. Die voormalige Ierse internasionale skeieregter, Owen Doyle, meen nie alle TMO's, oftewel videoskeieregters, funksioneer op die hoogste standaarde nie. Volgens Doyle het die toenemende gebruik van tegnologie in rugby die spel verbeter, maar die gehalte en konsekwentheid van sommige TMO-besluite bly nog 'n bron van kommer. Doyle sê daar is merkbare verskille in die maniere waarop wedstrydbeamptes videobewyse interpreteer. Volgens hom lei dit soms tot inkonsekwente beslissings oor gevaarlike spel, drie en ander belangrike wedstrydsituasies wat spelers, afrigters en ondersteuners frustreer. Hy is van mening dat World Rugby voortdurend moet belê in die opleiding en ontwikkeling van TMO's om seker te maak dat dieselfde standaarde wêreldwyd toegepas word. Doyle glo dat groter eenvormigheid in die besluitneming die geloofwaardigheid van hierdie spel sal versterk en onnodige omstredigheid tot die minste sal beperk. Sy opmerkings volg op verskeie internasionale wedstryde waarin TMO-besluite ewige debat ontlok het. Hoewel tegnologie 'n belangrike rol speel om skeieregters te ondersteun, beklemtoon Doyle dat die stelsel slegs so goed is soos die mense wat dit gebruik. Die Springbok vroue rugbyspan staan voor een van hulle besigste internasionale skedules in onlangse jare met bevestigde toetse teen die Verenigde State, oftewel die USA Eagles en die wêreldkampioen Nieu-Seeland se Black Ferns later in 2026. Die Bokvroue sal die Amerikaanse span in 2 toetse in Julie 2026 teekom. Op 4 Julie 2026 speel hulle op Ellis Park in Johannesburg. Om 11 Julie 2026 speel hulle op Loftus Versveld in Pretoria. Die wedstryde vorm deel van dubbelheaders saam met die Springbok mans en word as belangrike voorbereiding vir beide spanne se internasionale kalenders beskou. Later in die jaar mag 'n groot hoogs verwagte kragmeting teen Nieu-Seeland se Black Ferns op 5 September 2026 in die FNB Stadion in Johannesburg. Dit is 'n historiese ontmoeting op Suid-Afrikaanse bodem as deel van rugby's Greatest Rival reeks.
Die Nieu-Zeelandse rugbyster Arie Sevilla sê dis 'n groot eer om as 'n nuwe kaptein van die All Blacks aangewys te word, nadat hy amptelik die leierskap van die span vir 2026 oorgeneem het. Die besluit is bevestig deur die All Blacks se afrigtingspan onder leiding van Dave Rennie met Sevilla wat 'n 34-man groep sal lei in die komende Nations Championship reeks. Die sal weet in sy eerste reaksie gesê dat kapteinskap meer beteken as net 'n titel en eerder gaan oor diens, eenheid en verantwoordelikheid. Volgens hom lê die fokus daarop om elke speler in die groep te bemagtig om saam met hom 'n sterk eenheid te bou en wat die druk op internasionale rugby kan hanteer. Die All Blacks se nuwe seisoen begin met toetswedstryde teen Frankryk, Italië en Ierland, waarna die span voortgaan met 'n vol internasionale kalender. Lionel Messi is tans een van die uitblinkers van die 2026 FIFA Wêreldbeker nadat die Argentynse ster reeds 5 doele in hierdie toernooi aangeteken het en homself stewig in die wedloop by die goue stewel geplaas het. Die 37-jarige aanvoerder van Argentinië het weer in sy klas gewys met 'n reeks kliniese afrondings en invloedryke vertonings wat sy span diep in die uitspeel rondte help dryf het. Messi se doele sluit onder meer belangrike bydraes in sleutelgroepwedstryde in waar hy telkens op kritieke oomblikke sy span vorentoe gelei het. Met sy 5 doele is Messi tans bo in die doelskieterslys, maar hy word sterk uitgedaag deur verskeie internasionale sterre wat ook in topvorm in hierdie toernooi is. Die kompetisie om die goue stewel beloof om tot die laaste fase van die toernooi voort te duur met elke wedstryd wat deurslaggewend kan wees. Argentinië steun swaar op Messi se ervaring en leierskap terwyl die span hoog mik om die dieploopie in die Wêreldbeker te maak. Sy vermoë om onder druk te presteer bly 'n sleutelfaktor in hierdie kampanje van hulle. Druk is hoog op Bafana in groep A van die 2026 FIFA Wêreldbeker met die Suid-Afrikaanse span wat weet dat 'n oorwinning teen Suid-Korea hulle sterk posisioneer vir hulle kwalifikasie na die volgende fase. Met die huidige groepsituasie beteken die volgende: 'n wen is gelyk aan 3 punte. Bafana skuif op na 4 punte in totaal. Suid-Korea bly op 3 punte. Hierdie uitslag plaas Suid-Afrika in 'n baie sterk posisie om deur te gaan na die ronde van 32, veral met net nog uitslae in die groep wat bepaal wie verder gaan kwalifiseer. In die uitgebreide 48 span formaat gaan die top 2 spanne per groep outomaties deur, terwyl 8 beste derde plekke ook sal kwalifiseer. Selfs die derde plek roete bly dan oop afhangende van die uitslag van die groep aan die bokant. 'n Gelykop uitslag of nederlaag kan Suid-Afrika se kanse drasties benadeel en hulle laat staat maak op ander groepe se resultate en doelverskille. Die samevatting: Bafana 3 punte nodig uit 'n oorwinning. Suid-Korea is direkte mededingers vir hierdie kwalifikasie. 'n Wen hou Suid-Afrika se lot grootendeels in hulle eie hande en alles hang af van die laaste groepwedstryde. Die debat oor Suid-Afrikaanse rugby-taktiek het weer opgevlam nadat dit bespiegel is dat die Springbok hoofafrigter Rassie Erasmus die moontlikheid oorweeg om sy invloed verder op die spel uit te brei met verwysing na meer direkte rol rondom die skramskakelposisie. Volgens rugbyontleeders is dit deel van die Erasmus se bekende benadering waar hy voortdurend soek na maniere om sy span se struktuur, besluitneming en speltempo te optimaliseer. Erasmus is lank reeds bekend vir sy onkonvensionele en datagedrewe benadering tot rugby, waar hy tradisionele rolle in die span dikwels herinterpreteer. Die skramskakel word algemeen beskou as die denker van die span op die veld en enige verhoogde taktiese inset van hierdie afrigtingsspan is in daardie area kan 'n groot impak hê op die tempo en besluitnemings. Ontleeders meen dat Erasmus se belangstelling in hierdie rol nie noodwendig beteken dat hy self gaan vervul nie, maar eerder dat hy groter beheer op spelvloei wil hê en vinniger besluitneming wil afdwing en sy stelsels nader aan die spel wil inbring. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1429, Polokwane 1123, Lephalale 1227, Mbombela 1229, Mahikeng 1124, Pretoria 1123, Johannesburg 1121, Ermelo 720, Kalahari 1127, Gaborone 1324, Richards Bay 1625, Pietermaritzburg 1225, Durban 1625, Port St Johns 1520, Pongola 1530, Maputo 1830, Bethlehem 819, Bloemfontein 27, Alawal Noord 719, Welkom 1021, Vryburg 1025, Kimberley 822, Appington 1125, Prieska 921, Springbok 27, Karasburg 921, Keetmanshoop 1022, Mariental 1125, Alexanderbaai 1122, Brandvlei 819, Loederitsbaai 1323,
Vredendal 10:22, Kaapstad 12:16, Sutherland 4:13, George 11:15, Jeffreys Bay 12:18, Geberra 12:19, Graafrenet 7:15, Kaaphoogalaas 11:15, Daar 6:18, Multino 5:15, Beaufort Wes 9:17, Oos-London 13:20, Mabalane 16 en 32 grade Celsius in die middag. Ons verkorte weerberig vir vandag, die Wes-Kaap, koud met reën oor die suidwestelike dele van die Kaapse Skiereiland, winderig langs die kus, Noord-Kaap, sonnig tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk met enkele buie aan die suidkus, andersins sal dit koel wees. Vrystaat, sonnig en koud vroeg, later aangenaam met koel tot matige temperature. KwaZulu-Natal, sonnig en droog, maar koud in die binneland en matig langs die kus. Noordwes, sonnig en droog met koue oggendtemperature. Gauteng, helder en sonnig na 'n koue begin, matige middagtemperature. Mpumalanga, sonnig en koel tot matig met koue oggende. Limpopo, sonnig en aangenaam, maar koud vroeg in die oggend. Gedagte vir die dag: mag jy vandag warmte vind, nie net in die son of by die vuur nie, maar ook in die mense om jou en in die hoop wat elke nuwe dag vir jou sal bring. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.